Jy weet, gelukkig is die tye van loadshedding verby, maar daar's nog sulke tye wat 'n transformer skiet of iets as jy lekker neem, dan met Eskom spring en dan sit ons in die donker. Want hy het toe loadshedding so wild was in die nag. Nou sit jy net so lekker in TV kyk, kan skop die krag af. Nou wat spartel jy eerste? Jy gryp jou foon, jy moet nou gou 'n liggie kry. En dan as jy jou foon se liggie aan het hardloop in die eerste staanplek toe waar jy laas jou ander liggies, jou magnetos op charge gehad het, en dan sit jy hulle nou oral in die huis aan en steek 'n kersie aan en so nou sien jy donker. Maar hoekom spartel jy vir 'n lig eerste? Hoekom? Want in die donker kan jy nie sien waar jy gaan nie. Jy moet nou 'n lig in die huis kry dat jy kan begin beweeg. Nou sê die skrif in Psalm 119 vers 105, sê die woord van God is 'n lamp vir jou voete en lig vir jou pad. En baie ouens bevind hulle self in 'n donker plek. Oral meer as gereeld en meer as wat hulle daar wil wees, in 'n donker plek. En dan val hulle rond. En nou moet hierdie ou spring en hulle help, en daai ou moet hulle spring en hulle moet die ding verkoop en hulle moet nou deur daai ding gaan en hulle gaan na 'n klomp mense toe en hulle soek hulp by mense. In Jeremia 17 vers 5 sê hy dat vervloek is die ou wat op die arm van die vlees staat maak, maar geseënd is die ou wat God vertrou. En nou is daar ouens wat die hele tyd op die arm van die vlees staat maak, dit wat ander mense vir hulle kan doen. Maar hulle gaan nie eers na die Here toe nie. En ek wil vandag vir jou bemoedig om eers na die woord van God toe te gaan. Want die woord van God het die krag van God wat jou in staat gaan stel om jou lewe totaal en al te transformeer en te verander. Die woord van God is nie net informasie nie, dis daar vir transformasie. Weet Psalm 138 vers 2 sê God self dat hy sy woord bo sy eie naam gesit het. En jy sal lees, die woord sê dat Jesus se naam is die naam bo alle name. Daar's geen naam hoër as sy naam nie. Dis die hoogste naam en autoriteit wat jy kan kry. Dan kom God en sê hy, ek vat hierdie woord en ek sit dit bo my eie naam. Die woord van God is die hoogste autoriteit. Dit is waar jy lewe kry. Dis waar jy 'n lamp vir jou voete en 'n lig vir jou pad kry dat jy kan kyk waar jy loop. Die woord van God sal jou transformeer. Weet Kolossense 3:16 sê dat die woord van Christus ryklik in jou woon. Dit moet in jou bly, sodat dit in jou kan funksioneer, sodat dit in jou kan transformeer, sodat jy kan sien waar jy stap. Die volgende keer, as jy 'n road bump slaan, 'n speed bump slaan, of jy bevind jouself in 'n donker plek, voordat jy na mense toe hardloop na die woord van God toe. Want die woord van God sal jou in staat stel om te sien waartoe jy volgende moet gaan. Die woord van God is vol wysheid, is vol genesing, is vol lewe. Weet Hebreërs 4:12 sê, dis lewendig en aktief, skerper as enige tweesnydende swaard, gereed om te sny tussen murg, been, siel en gees. Die woord van God sal alles in jou lewe in 'n oomblik kan verander. En die woord van God in jou mond dra net so baie krag soos die woord van God in sy mond. Vader, ek dank U vir die kosbare woord. Dankie dat U woord 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad is. Dankie dat ons U woord kan vertrou. U is nie 'n mens dat U sal jok nie. En ek dank U, Jesus, dat ons die woord kan vat vir wat dit is, dat U wakker oor hierdie woord is en ook gereed staan om dit te volbring. En dat U reg staan om hierdie woord lewendig te maak in ons lewens. Ons vat dit, ons glo dit, vertrou dit en hardloop met dit. En ek dank Jesus vir elke persoon wat hier luister, wat dalk nou in 'n moeilike posisie is, dat die woord van God lewendig sal raak in hulle lewe. Hulle sal aangryp met alles wat hulle het, in die tyd wat hulle het, sodat hulle U kan ken en U hulle kan uithaal daar waar hulle vassit in Jesus se naam. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jy net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.